Ons vandag oor Better Together. Maar voor ons verder gesels, kom ons loer net gou na waartoe die Here ons as gemeente roep. Nou, ons het vir mekaar in die gemeente gesê, ons wil God beleef, we want to experience God, ons wil connect and grow, ons wil behoort, ons wil mense bemagtig, we want people to discover their purpose, so that they can make a difference, sodat hulle mense kan bedien. Dis waartoe die Here ons roep. Maar om dit te kan doen, wil ek vir elkeen van julle aanmoedig, ergens moet julle inskakel by die Growth Track. En wat doen ons by die Growth Track? Hoekom is dit nodig om dit by te woon? In die Growth Track praat ons 'n bietjie oor jou verhouding met die Here. Ons ontdek ons verhouding met die Here op 'n nuwe manier. Ons ontdek onsself, ons ontdek ons gawes en ons ontdek ons plek waar ek 'n verskil kan maak. En ek wil elkeen van julle aanmoedig. Ek is nie net hier om te eet, slaap, werk, eet, slaap, eet, werk nie. Die Here roep my, die Here wil my gebruik. En dalk gebruik hy my as 'n onderwyseres, dalk gebruik hy my as 'n prokureur. Maar ek het nodig, I need to discover my shape. Ek het nodig om te ontdek, watse tipe persoonlikheid het ek, watse gawes het die Here vir my gegee, en daarom waarom en waar kan ek 'n verskil maak in sy koninkryk. Ons is nie net veronderstel om op 'n Sondag te ontvang nie. Die kere wanneer jy werklik groei, is wanneer jy uitgee. Maar dan moet jy weet wie jy is, waartoe die Here jou geroep het, wat jou gawes en talente en passies is, sodat jy dit gefokus kan aanwend. So ek wil julle aanmoedig om in te skakel by die Growth Track. En dan die van julle wat die Growth Track gedoen het, julle gaan daarna met my, partykeer saam met Eloise, 'n persoonlike discovery sessie hê. En dan gaan ons net so 'n bietjie van jou storie hoor, maar ons gaan ook 'n bietjie luister en kyk na watse gawes het jy, watse talente het jy, en waar en hoe kan die Here jou gebruik, en waar kan ons jou stuur, sodat jy dalk ook partykeer 'n bietjie opleiding daarvoor kan kry. So ek wil julle aanmoedig om in te skakel by die Growth Track. Maar om terug te kom na ons tema oor Better Together, ek leen 'n storie of twee van Henry Cloud, en hy is een van Amerika se top sielkundiges, en hy vertel hoe hy die een aand, hy het op 'n stadium het hy by 'n hospitaal gewerk, was hy die sielkundige daar, en hy kry die een aand 'n oproep van die polisie af, daar's 'n vrou so in haar vroeë 30's, en sy het probeer selfmoord pleeg. En terwyl hy nou by die hospitaal vir die ambulans staan en wag, wonder hy, gaan dit nou deur sy kop, wonder hy, hoe lyk hierdie vrou se verhouding met die Here, en het sy kinders, en is sy getroud, en hoe gaan dit met haar verhouding? En toe sy by die hospitaal kom, toe ontdek hy 'n blonde kop vrou, wat verskriklik kwaad is vir die mense oor haar lewe gered het. En die volgende dag spandeer hy tyd saam met haar, en sy is nog steeds verskriklik kwaad vir die hospitaal, en hy vra toe, hoor, het hulle jou seer gemaak? Sy sê, nee, julle het my laat leef. En soos wat hy deur die weke gegaan het, het hy die vraag gehad, hoor, het sy 'n verhouding met die Here? Toe kom hy agter, maar hoor, nee, sy ken die Here. En is sy getroud? Ja, sy is getroud, en sy het 'n liefdevolle man. Het gaan nie sleg in die verhouding nie, en het sy kinders, en so was daar 'n klomp van die vrae wat beantwoord was oor met verloop van tyd. Maar toe vra hy vir homself, maar hoe is dit op dese aarde dat hierdie vrou, sy het 'n predikant as 'n man gehad, sy was 'n leier in die gemeente, hoe is dit dat sy so op 'n punt kom, wat sy so desperaat, so moedeloos is, dat sy nie meer wil leef nie? En hy het ontdek, dat hierdie vrou het nooit werklik gebond nie, sy het nooit werklik behoort nie, she didn't connect and grow, sy het nie werklik met die Here connect, en werklik met die mense om haar connect nie, she didn't bond. En hy sê, every week I see Christians who are suffering from a whole range of emotional problems, anxiety, loneliness, grief over broken relationships, resentment, feelings of inadequacy. Often they have been struggling with these problems for years. They are people in pain and nothing seems to help and people aren't changing.
En toe vra Henry vir homself, maar hoor jy nou, hoe kan ek hierdie mense help? En wat is daar wat mense moet leer, sodat daar 'n deurbraak kan kom, sodat hulle gesond kan word? En hy sê, daar's 4 dinge, wat die Here baie goed doen. 'n Klomp goeters, maar hierdie 4 dinge by uitstek. Hy sê, God has the ability to bond with people. He's got clear boundaries, hoor hierdie is reg, hierdie is verkeerd, hier mag jy nie. Hy het 'n baie duidelike riglyn oor wat reg en verkeerd is, en daar's eienaarskap, en hy weet hoe om verantwoordelikheid te neem. En hy sê, ons as mense, we don't always learn to bond. Ons grense is partykeer bietjie die mekaar, ons weet nie altyd wanneer om ja en nee te sê nie. Ken julle mense wat altyd net ja sê vir goeders en hulle self in die moeilikheid kry? Dis 'n probleem met grense. En dan, mense is nie altyd seker oor goed en sleg nie, en mense vat nie altyd verantwoordelikheid nie. Ons blameer altyd my pa en die regering en die en dat en die politiek. En hy sê, maar as ons kan leer om hierdie 4 dinge te doen, dan kom daar herstel in ons lewens. En vandag wil ek net vir 'n oombliekie stil staan by die eerste aspek, die bonding aspek, om te behoort, om te belong, to connect and grow. Dis so belangrik vir my verhouding met die Here. En dan wil ek vir julle geheim vertel van baie van die predikante wat ek ken. Baie predikante waarvan ek ken, het nie vriende nie. Hulle kry so seer en teleurgesteld gaan hulle deur die lewe en die bediening, en dit maak dat hulle mense nie naby aan hulle toelaat nie. Maak dat hy ou met daai bonding aspek wat hulle sukkel. Nou hier's 'n versie wat ons al baie oor gepraat het in die gemeente, en julle kan hom seker uit julle kop uit opsê, nê. Die gedeelte sê 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een hom ophelp, maar as die een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As 2 langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is warm word? 1 alleen kan oorweldig word, 2 saam kan weerstand bied. 'n 3-dubbele tou breek nie maklik nie. En 2 vaar beter as 1, en ons moet dit deel maak van ons denke. Ons gaan by 5 vinnige puntjies stil staan. Die skepping roep uit dat ons moet bond en moet behoort. Die Bybel se hele boodskap is een van versoening en herstel en om weer te behoort, deel te word van die Vaderhuis. Wat beteken dit om te bond? En dan gaan ons net 'n bietjie praat daaroor dat baie van ons is bang om te bond, en dan hoe leer ek om weer te bond? Ons gaan daarby stil staan. Die skepping, die hele boodskap van die natuur daar buite, is dat ons moet leer om te bond en om te behoort. As jy sommer net gaan kyk na die natuur, as jy gaan kyk na 'n doodgemiddelde plant, jy het 'n plant en jy het 'n stingel, maar daai stingel het wortels. Daai wortels is weer in verbintenis met die grond, en uit die grond trek jy die water en die minerale en die soutte uit. Maar die stingel het weer blare, en daai blare trek weer sonlig aan sodat dit kan fotosinteer. So die hele boodskap van die natuur is, hoor jy, 'n plant bestaan nie op sy eie nie. Hy's interafhanklik met die natuur. En so het die Here die natuur geskep, en so kom sê die Here deur die natuur, kom gee die Here vir jou en vir my 'n boodskap, wat hy sê, hoor jy, op jou eie. Dis net in die movies wat die Lone Ranger op sy eie die goeders doen. Dis net in die movies wat die Arnold Schwarzenegger op sy eie almal opdons, nê. Dis in die flieks word dit so geromantiseer, maar dis nie hoe God die skepping en die natuur en die wêreld aan mekaar gesit het nie. En die Here gee vir ons baie duidelik daai boodskap. Trouwens, die Here gebruik baie natuurbeelde. Hy sê in Johannes 15, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En die hele boodskap van die Bybel is, sonder die Here kan ons nie, maar ook sonder mekaar kan ons nie. Die skokkende is, daar's sekere goeders wat net die Here vir jou kan gee, en daar's sekere goeders wat net mense vir jou kan gee, en ons kry daai goed die mekaar. Ons soek by die Here wat mense vir ons kan gee, en ons soek by mense wat net die Here vir my kan gee. En so kom die Bybelse boodskap uit die natuur uit, ons het mekaar nodig. Hy sê, as iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en verdroog hy. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. So die hele boodskap wat Jesus kom gee, wat die natuur kom gee, is ons moet behoort. En dan as jy gaan na die mediese wetenskap toe, die medisyne het agtergekom, mense wat beroertes gehad het, mense wat hartaanvalle, operasies gehad het, dan gaan hulle vir groot operasies. Byvoorbeeld mense wat hartoperasies gehad het, en hulle 2 groepe gehad. 'n Groep sonder diere, en dan het hulle 'n groep gehad wat operasies gehad het, en dan gee hulle vir hulle 'n dier om te versorg.
En hulle het gevind dat die ouens wat moes liefde gee en 'n dier moes versorg, het baie vinniger herstel en ook nie die gesondheidsprobleme gehad het nie. So die natuur skree dit vir ons uit, die mediese wetenskap skree dit vir ons uit. En dan het sosioloë, hulle het na die Tweede Wêreldoorlog was daar baie weeskinders gewees. En hulle het 'n interessante ding raak gesien. Weeskinders wat in weeshuise geplaas was en hulle behoeftes, fisiese behoeftes van kos en doekeruil ensovoorts, al daai goeders was voorsien gewees. Maar daar was twee groepe. Daar was kinders wat baie aanraking gekry het en dan was daar kinders wat geen aanraking gekry het nie. En hulle het gesien met die kinders wat nie aanraking gekry het nie. Hulle fisiese ontwikkeling was agter, hulle intellektuele ontwikkeling was agter. Hulle het gesukkel met 'n klomp siektes, hulle het vroeër dood gegaan as die ander groep. En dit onderstreep net weer eens hierdie hele boodskap wat God met sy skepping vir ons gee. We were created to connect with God and connect with each other, to bond with each other. Ons sê dikwels in die gemeente vir mekaar, ons leer in rye, maar ons groei and we bond in circles. En daarom het ons ook 'n klein groep bediening in die gemeente, wat ek julle wil aanmoedig om by in te skakel en van deel te word. En ons het net so 8-week siklus, so jy hoef nie polse te sny, bloed te smeer en vir die res van jou lewe te commit om daar te wees nie, want dalk hou jy nie van die ouens nie. Maar ons het die laaste kwartaal het ons gesien, daar was soveel nuwe groepe, en soveel mense wat 'n tuiste gevind het, liefde gevind het, verhoudings gevind het, vriendskappe gebou het, mentors gekry het, sommer net ondersteuning gekry het in deur hierdie groepe. En dan die tweede gedagte is die hele Bybelse boodskap is 'n boodskap van herstel en versoening, rekonsiliasie, om te bond. Eerstens met die Here en dan met mekaar. En ons ken almal die Bybelse storie, hoe Adam en Eva gesondig het, en dit het onmiddellik 'n breek in hulle verhouding met God gebring, maar ook 'n breek in verhouding met die wêreld en met mekaar. En ons het nou net Paasfees gevier, en die hele boodskap is dat Jesus kom om 'n brug te bou na die Vader, maar hy bou ook 'n brug, nie net tussen die Vader en ons nie, maar ook tussen ons en mekaar. Die grootste geskenk wat Jesus bring is, en hy word genoem, die Prins van vrede. En hy bring herstel. Trouwens, die Bybel sê, vrede met God lei tot vrede met my medemens. En dis die hele boodskap van die Bybel. Dit was my so opvallend, toe ek besef het, die eerste probleem met die aarde, was nie sonde, die duiwel, of selfs Eva nie. Die eerste probleem met die aarde, was alleenheid gewees. En daarom sê God, it's not good for man to be alone. En hier is nie 'n trouversie nie, dit gaan daaroor dat ek moet in verbintenis, in verbondenheid, in connection, ek moet leer om te bond met mense om my. Hier is 'n klomp van julle wat luister, wat sukkel met verslawings. Kan ek vandag vir jou sê, hoe oorwin jy 'n verslawing? Een van die maniere hoe jy leer om 'n verslawing te oorwin, is om te leer om lief te hê. Want die oomblik wanneer jy leer om lief te hê, dan breek dit daai houvas wat verslawings oor jou lewe het. It's not good for man to be alone. Kolossense sê vir ons, God het besluit om met sy hele wese in Jesus te woon, en om deur hom alles met homself en met die wêreld en mense te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel, en deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons het Paasfees, Goeie Vrydag het ons hierdie teks gelees, 2 Korintiërs wat vir ons sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dis alles die werk van God. Dis nie ek nie, is nie ons goedheid nie, is nie ons goeie werke nie. Jesus het dit vir ons gedoen. En hy het ons deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen, mense hulle oortredings nie toereken nie, en die boodskap van die versoening het hy aan jou en my toevertrou. Wat is die hele Bybelse boodskap? Ons het vrede met God, ons word deel van sy Vaderhuis, hy vergewe ons, daar's versoening, maar ook met mekaar. Dis die hele Bybelse boodskap. So ons sê vir mekaar, we are truly better together. 2 vaar beter as 1. Nou as hy nou so praat om te connect en om te behoort, as hy praat daaroor om te bond, wat op dese aarde beteken dit om te bond? Henry Cloud gee die volgende definisie. Hy sê bonding
is the ability to establish an emotional attachment to another person. It's the ability to relate to another on the deepest level. When two people have a bond with each other, they share their deepest thoughts and dreams and feelings with each other, with no fear that they will be rejected by the other person. Kom sê Henry Cloud. En baie van ons sukkel met die aspek. Onthou ons het vir mekaar gesê, we need to be able to bond, have clear boundaries, distinguish between good and bad, and take responsibility. Maar met hierdie eerste aspek sukkel baie van ons, want ons kry seer in die lewe. Mense stel ons teleur. Mense draai hulle rug op ons. En omdat ons sukkel met hierdie deel, ontwikkel ons allerlei verslawings om daai leemte vol te maak. Bonding is one of the most basic and foundational ideas in life and in the universe. It's a basic human need. God created us with a hunger for relationship with Him and relationship with our fellow people. At our very core, we are relational beings. Without a solid bonded relationship, the human soul will become mired in psychological and emotional problems. En beter as dit, kan ek dit nie sê nie. The soul cannot prosper without being connected to others. No matter what characteristics we possess or what accomplishments we amass, without a solid emotional connectedness, without bonding to God and other human beings, we will suffer the sickness of the soul, sê Henry Cloud. En dit is mooi gesê, nee. Nou, daar's 'n spreekwoord wat sê, ek weet nie wie dit gesê nie, proximity is not close connection. Baie mense is in die omgewing van baie mense en in kontak met baie mense, maar dit beteken nie jy het 'n noue, intieme band met daai mense nie. Ons sê vir mekaar, we learn in rows, but we grow in circles. Die vierde gedagte wat ek met julle wil deel is dat baie van ons is bang om te bond en te behoort. Jare terug het ek die geleentheid in die voorreg gehad om vir Rick Warren saam met Dirkie van der Spy te ontmoet en het ons hom in sy kantoor ontmoet en die dienste bygewoon. Maar dit was vir my treffend hoe sy persoonlike sekretaris vir my vertel het, soos wat ons gesels het, hoe daar baie mense was wat oor die jare goeie naby vriende van Rick, wat in 'n selgroep saam met hom was, hoe hulle weggestap het van hom af, hulle rug op hom gedraai het. En dit klink nou vreeslik, maar dit het my nogal bemoedig, toe ek gedink het, Jesus, hierdie groot kerkleier, as dit met hom gebeur, dan gaan dit seker maar met my ook gebeur, en dan is dit okay as dit met my ook gebeur. En dan in my lewe is ek deur 'n egskeiding. En dit maak dat 'n ou mens is versigtig om jou hart te deel. Jy is versigtig om weer oop te maak, versigtig om weer lief te hê. En dan met 'n ou pas op, want dan as jy nie leer om te bond nie, as jy nie leer om lief te hê nie, dan staan jy die gevaar, loop jy die gevaar om dit op allerlei skewe en kromme plekke daai gaatjie te probeer volmaak. So ons sê vir mekaar in die gemeente, you can't talk to everybody, but you have to be able to talk to somebody. So dit is belangrik dat ou eerds daai diep verhouding en verbintenis bou. Dan, hoe leer 'n mens om weer te bond? En mens kan eintlik 'n hele preekreeks net oor hierdie aspek doen. Vandag gaan ek net een ding noem. En ek wil sommer net met julle 'n storie uit my eie lewe uitdeel. Nou so rukkie terug, Doxa gemeente, hulle het 'n soul care bediening en ons leen so 'n bietjie by hulle en ons pas dit toe. Daar's 'n klomp van julle in die gemeente wat sê, nou wat is hierdie verbrande soul trek? Wat so weird and wonderful goeders vang julle nou alweer aan? Maar my sielsdimensie het aandag nodig. By die kerk gee ons baie aandag aan die gees. Party van ons sorg mooi vir ons lywe en ons oefen en ons eet reg en kry genoeg slaap. Maar baie van ons gee nie aandag aan ons sielsdimensie nie. Die siel bestaan uit die wil, emosie en verstand. En 'n soul care sessie is net eenvoudig 'n gespreksessie met die Here waar een of twee mense bysit. Want wat gebeur as ons met die Here praat, ons gedagtes dwaal. En hulle luister in op hierdie gesprek en hulle so hier en daar lei hulle net vir jou in die gesprek. Maar in hierdie gesprek het jy 'n ontmoeting met die Here, het jy 'n belewenis, 'n ervaring, you experience God. En ek wil sommer net met julle vertel wat in een van die sessies wat ek self bygewoon het,
gebeur het. Ek het aan die einde van die sessie beleef ek sien amper soos 'n plaasdam, so 'n ronde dam, so groot betonmuur, maar hierdie muur is om my hart gebou, maar hy's van hier onder af tot daar bo in die hemel gebou. En op 'n stadium sien ek hoe Jesus ekskuus vir al die Engelse woorde, maar hy het sulke safety goggles aan en hy het so 'n lekker groot hamer oor sy skouer. En ek het so belewenis van Jesus wat in die vertrek instap en hy begin daai dammuur begin hy slaan en die stukke spat so. En hy breek daai muur om my hart, breek hy af. En daar het ek beleef hoe die Here 'n stuk innerlike genesing bring. En hoe dit vir my gehelp het om weer oop te maak en vriendskappe te bou en lief te hê en mense naby aan my toe te laat. So ek wil elkeen van julle in die gemeente aanmoedig, as julle nog nie so 'n sessie bygewoon het nie, maak 'n afspraak by Tersia aan die gemeente. Dis 'n belegging in jou sielsdimensie, want die woord sê vir ons, daar's soveel gedeeltes in die Bybel wat oor die siel praat, die psalms, die spreuke, Ou Testament, Nuwe Testament, net een versie. Dawid sê, "Why are you down in the dumps, dear soul? Why are you crying the blues? Fix my eyes on God, and soon I'll be praising again. He puts a smile on my face. He's my God." En Dawid sê wat in en deur sy kontak met die Here, hoe die Here genesing in sy sielsaspek en sielsdimensie gebring het. Jesus sê hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So ek en jy het nodig om lief te hê, is 'n keuse. Dis 'n keuse. Ek kan kies om mense ver van my af te hou. En ons het vir mekaar gesê, you can't talk to everybody, but you need to talk to somebody. En ergens moet ek bid en vir die Here vra dat hy vir my sal wys, teenoor wie kan ek weer my hart oopmaak. So dis aan die een kant 'n keuse, maar miskien is jy soos ek en jy het weer 'n bietjie hulp nodig daarmee, oor jy seer gekry het. En miskien het jy nodig dat die Here bietjie jou hart en jou sielsdimensie aanraak. Dan wil ek jou aanmoedig om vir 'n soul care sessie by Saltrek by te gaan bywoon. So waaroor het ons gepraat? Die hele skepping skree uit daarna that we must bond, connect and grow, en dat ons moet behoort. Die hele Bybelse boodskap is van herstel van die band met God en die band met mekaar. Ons het gepraat oor wat dit is om te bond, en ons het gepraat daaroor hoe baie van ons soos ek bang is, of op 'n stadium bang was, om te bond en te behoort. En dan het ons net een aspek gedeel, oor hoe om te leer om weer te bond. Partykeer moet jy bietjie met 'n beraader gaan gesels, en daai seer uit jou lyf uit kry. Miskien moet jy 'n soul care sessie bywoon, en dan maak jy die keuse om weer lief te hê en te behoort. Want ons glo, we are better together. Nou daar's vir hierdie siklus, vir hierdie kwartaal, is daar so 30 groepe in die gemeente. Jy kan op die website kan jy 'n bietjie gaan koekeloer, en jy kan vir die kerkkantoor kan jy bel, en daar's wonderlike groepies om by in te skakel. Party is Bybelstudiegroepies, party is belangegroepies, party sommer net stapgroepies en breigroepies. En dis vir my so lekker van die groepies wat ek al bygewoon het om te sien, die bande wat daar gebou word, die vriendskapsbande wat gevestig word, en hoe mense en hulle huil saam en eet saam en lag saam en word goeie vriende en stap 'n paadjie saam, en in die proses kom hulle nader aan mekaar, maar ook nader aan die Here. So ek wil vir jou aanmoedig om by een van daai groepies in te skakel. Hoekom? 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie dat daar's 'n klomp dinge wat U in ons lewens wil doen. En U doen dit deur ander mense. U doen dit deur die regte mense oor ons pad te stuur. Here, ek dink so aan jare terug, het ons 'n finansiële voorsitter gehad wat gespot het en gesê het, I prayed for a helping hand, and I found it at the end of my arm. En ek help ander, en ek raak aan ander. En Here, dankie. Jesus, dankie dat ons Paasnaweek beleef het hoe U ons verhouding met die Vader herstel het. Maar dankie Here dat U ons ook leer om ander lief te hê, want dis die grootste gebod. En Here, party van ons sukkel met hierdie aspek. Party van ons is introverte van geaardheid. Maar Here, ons het vriendskappe en noue verhoudings nodig, sodat ons vry kan leef, sodat ons gesond kan wees. En Here, help vir ons om te besef that we are truly better together. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang die Here se seën.
Mag julle beleef dat die Vader 'n liefdevolle, goeie God is. Mag julle ervaar Jesus se vergifnis, se vriendskap. En mag julle die wysheid, die vertroosting, die krag en die vrede van die Heilige Gees beleef. En mag julle wonderlike intimiteit met die Hemelse Vader, met die Vader, die Seun en die Gees hê. En mag julle hom lief hê met julle hele hart, julle hele siel en julle hele verstand. Maar mag julle ook die mense om julle lief hê. Ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.